Goeiemôre, dit is Louis Jooste vanuit 'n koelerige en nat Bloemfontein. Ons skriflesing vind ons in 1 Johannes 3, verse 1 tot 10. Ons skriflesing vanmôre is uit 1 Johannes 3, verse 1 tot 10. Kyk watter groot liefde het die Vader aan ons bewys. Hy noem ons kinders van God en ons is dit ook. En die wêreld ken ons nie, omdat dit hom nie ken nie. Geliefdes, ons is nou reeds kinders van God. Wat 'n wonderlike dinge nog alles in die toekoms met ons gaan gebeur, is ons nie seker van nie. Van een ding is ons egter seker, Jesus kom weer. Dan gaan ons hom in sy grootheid sien, soos hy regtig is, en ons self gaan ook soos hy word. Vertrou jy Jesus so dat jy dit van hom verwag? Wel, maak dan Jesus se optrede die patroon van jou lewe. Hou jouself rein, soos Jesus rein is. Elkeen wat sonde doen, oortree die wet van God. Sonde is immers die oortreding van die wet van God. Julle weet dat Jesus gekom het om die sondes weg te neem, en daar is geen sonde in hom nie. Sonde is ongehoorsaamheid aan die wil van God. En dis presies, of sonde en ongehoorsaamheid aan die wil van God, is presies dieselfde ding. Om sonde te doen beteken dus om God se reëls te oortree. In Jesus is daar egter geen teken van sonde nie. Ons weet dat hy die sonde nie kan verdra nie. Die rede waarom hy gekom het was juis om die sonde te kom vernietig. Wie nou in 'n intieme verhouding met Jesus staan, sal mos nie 'n gewoonte daarvan wil maak om op die sonde se voorstoep te speel nie. Wie gedurig so agter die sonde aanloop, gee eintlik deur sy of haar lewe te kenne: ek weet nie wie Jesus is nie, en ek het hom nog nooit gesien nie, en ek ken hom nie. Liewe kinders, moenie toelaat dat iemand julle om die bos lei nie. Jesus se verhouding met God is reg. Net soos iemand wat gewoonlik dinge doen wat vir God reg is, sy verhouding met God ook reg. Daarteenoor is iemand wat gedurig alles doen waarvan God nie hou nie, 'n kind van die duiwel. Die duiwel doen mos altyd nog daardie dinge waarvan God nie hou nie. Jesus het juis aarde toe gekom om die duiwel te kom vasvat. Niemand wat deur God sy kind gemaak is, mag nog 'n gewoonte van die sonde maak nie. Hoe kan hy of sy dit doen? God het so iemand mos lewendig gemaak. Ja, uit God self is hy of sy gebore, want God is kragtig en sterk. Daarom mag die gedagte om iets te doen wat God ongelukkig maak, nie eens by 'n kind van God opkom nie. Wil julle weet wie 'n kind van die duiwel is en wie 'n kind van God is? Kyk maar, iemand wat nie doen wat vir God reg is nie, en sy broer of sy suster nie lief het nie, is beslis nie 'n kind van God nie. Tot sover ons skriflesing. Kom ons maak die oë toe. Almagtige Here God, in die naam van ons Here Jesus Christus, kom ons vanmôre in nederigheid na U toe, waar ons weer met mekaar wil deel, dit wat U vir ons op die hart lê, Here. Baie dankie dat U uw woord ook vir ons 'n duidelike beeld gee van wie 'n kind van God is en wie 'n kind van die duiwel is. Ja, Here, dit is so maklik vir ons om te dink ons is kind van God, en dan is ons intussen tyd 'n kind van die duiwel, Here, want ons optrede, Here, wys vir ons dat ons 'n kind van die duiwel of 'n kind van God is. Help ons, Here, om die boodskap te hoor en te verstaan deur die kragtige werk van die Heilige Gees, want uit onsself uit, Here, sal ons nie verstaan nie. Ons bid alles in Jesus se naam. Amen. Nou, ons onderwerp vir hierdie week is kind van God teenoor kind van die duiwel. Die hele wêreldbevolking kan ons in twee groepe verdeel, naamlik kinders van God aan die een kant en kinders van die God van die duiwel aan die ander kant. Ek sê weer, as ons na die hele wêreldbevolking kyk, kan ons ook in twee groot groepe verdeel. Die kinders van God aan die een kant en die kinders van die duiwel aan die ander kant. Tussen hierdie twee pole is daar nie nog 'n barste ras nie. Ja, daar is net twee ras-egte groeperings van mense. Die vir God, dit wil sê sy wedergebore kinders, ek sê weer, die vir God, sy wedergebore kinders. Ek praat nie van mense wat vir God of vir Jesus van hom weet nie. Ek praat van sy wedergebore kinders aan die een kant
en die wat teen God is, die res, die kinders van die duiwel. Ek kan nie op die kantlyn sit en nie kant kies nie. Deur op die kantlyn te sit, kies jy in werklikheid kant vir die duiwel. Die tragedie is dat baie mense wat die naam Christen dra, leef soos volgelinge van die duiwel. Matteus 10, vers 37 tot 39 sê vir ons: hy of sy wat vader of moeder liewer het as vir my, is nie werd om aan my te behoort nie. Hy of sy wat seun of dogter liewer het as vir my, is nie werd om aan my te behoort nie. Hy of sy wat nie hulle kruis opneem en my volg nie, is nie werd om aan my te behoort nie. Hulle wat hulle lewens wil behou, sal dit verloor, en hulle wat hulle lewens ter wille van my verloor, sal dit vind. Wanneer twee weermagte teen mekaar in 'n oorlog betrokke raak, maak hulle seker dat hulle die beginsel van ken jou vyand toepas in hulle strategie en in hulle beplanning oor hoe om die vyand teen te staan en te vernietig. Wanneer twee sportspanne op die sportveld teen mekaar meeding vir die wennerstrofee, maak hulle seker dat hulle mekaar se sterkpunte en swakpunte ken, maar ook hulle eie swak en sterkpunte ken. Met hierdie kennis in gedagte, beplan hulle aanvals en verdedigingspatrone teen die opponente. Nou in die Bybel word hierdie beginsel van ken jou vyand of ken jou opponent baie duidelik uitgelig, en ons vind dit die eerste keer in 1 Petrus 5 vers 8. 1 Petrus 5 vers 8. In die geestelike stryd moet julle op en wakker wees. Julle het 'n gevaarlike vyand, die duiwel. Hy loop rond soos 'n honger brullende leeu, wat iemand, dit wil sê 'n godskind soek om te verskeer. Hy sal nie sy eie kinders verskeer nie. Hy verskeer Gods kinders. As hy julle aanval, moet julle met geloof in die Here terugveg. Bly standvastig in die geloof en staan die duiwel en sy magte te. Moenie toelaat dat hy julle geestelike fondamente skud nie. Laat dit vir julle 'n troos wees. Daar is medegelowiges, kinders van God oor die hele wêreld, wat dieselfde dinge as julle ly, omdat hulle dieselfde stryd as julle stry. Nou God se kinders se sterkpunte is ook hulle wapens teen die aanslag van die Satan. En waar kry ons 'n beter beskrywing van die wapens van die kinders van God as in Efesiërs 6 vers 10 tot 18. Paulus is hier aan die woord en hy sê vir die Efesiërs en ook vir ons vandag hier in die 21ste eeu. Daar bly nog een ding oor waaroor ek met julle wil praat. As Christene moet julle in hierdie lewe sterk staan. Maar julle kan dit alleen doen as julle naby aan die Here bly. Hy is sterk en daarom kan hy julle sterk maak. Laat ek die voorbeeld van soldate in 'n oorlog gebruik. Trek die klere aan wat God julle gegee het om mee te veg, sodat die duiwel julle nie sommer om die eerste hoek en draai met al sy slim planne oorrompel nie. Een ding moet julle weet, daar is 'n oorlog aan die gang en ons veg ook daarin. Die oorlog, dis nie 'n oorlog teen gewone mense nie. Ons moet teen die onsigbare geestelike magte van Satan veg. Hulle hou hulle sterk hier op die aarde en doen bose dinge, maar hulle kom eintlik van oral af. Sorg dat julle al die wapens reghou wat God vir julle gegee het, sodat wanneer die bose magte op julle toesak, julle nie 'n duim vir hulle hoef terug te tree nie. Met al sy aanvalle en dinge sal die duiwel net mooi niks teen julle kan doen nie. Julle sal die wenners wees. Dit is die klere wat julle moet aantrek om te keer dat die duiwel iets aan julle doen. Nommer 1, die waarheid moet jy soos 'n beld om jou middel vasbind. 2, die wete dat God jou van jou sondes vrygespreek het, moet soos 'n stuk staal voor jou bors wees om jou bors te beskerm. Beskerming van jou hart. Nommer 3, jy moet altyd gereed wees om vir 'n ander te vertel van die vrede wat Jesus vir ons bring. Dit moet soos 'n skoen aan jou voet wees. In die volgende plek, dan is daar ook nog geloof. Die intieme verhouding met die Here moet soos 'n skild wees waarmee jy die giftige aanvalle van die bose keer en een kant toeslaan. Jy is nie meer in die kloue van die sonde nie. Nee, dan dis die volgende wapen, die wete dat jy gered is. Dit is soos 'n ysterhelm wat jou gesig en kop beskerm.
Die boodskap van God is die volgende wapen, is soos 'n swaard, wat die Heilige Gees vir jou gee om die stryd mee te voer. En dan, dit maak nie saak wat gebeur nie, julle moet altyd bid. Praat met God en vra hom wat julle wil weet. Die Heilige Gees sal julle daarmee help. Onthou dit, en moenie julle onkant laat vang nie. Moet ook nie vergeet om gedurig vir julle mede-Christene te bid nie. Sover die aanhaling uit Efesiërs. Nou wat is die kenmerke van 'n kind van die duiwel? Kom ons kyk eers na wat sê die Bybel vir ons oor die optrede van 'n kind van die duiwel in hierdie geveg met die kinders van God. Hoe lyk die vyand, die duiwelse kinders? Dit wil sê, hoe lyk die optrede van 'n Christen wat nie 'n kind van God is nie? Ek sê weer, hoe lyk die optrede van 'n Christen wat nie 'n kind van God is nie? Ja, jy het reg gehoor, alle Christene is nie kinders van God nie. Dit noem ons die nominale Christene. Hy dra die etiket van 'n Christen, maar hy leef nie soos 'n Christen nie. Hy leef nie soos 'n kind van God nie. Hy leef soos 'n ongelowige of 'n heiden, sterk op pad hel toe. En omdat hy as 'n Christen hierdie verkeerde lewenswyse het, sleep hy baie keer ander Christene en ander mense saam met hom, omdat hulle dink dit is soos 'n Christen moet optree. Daar is geen verskil tussen 'n ongehoorsame Christen, 'n heiden en 'n ongelowige nie. Hulle is almal in dieselfde span, die van die duiwel. Galasiërs 5 vers 17 en dan ook vers 19 tot 21a. Onthou, sondige begeertes is 'n vyand van die Heilige Gees. Maar die omgekeerde is ook waar. Die Heilige Gees is 'n vyand van elke sondige begeerte. Daarom kan julle nie die een dag aan julle sondige begeertes toegee en die volgende dag aan die kant van die Heilige Gees probeer staan nie. Julle kan nie leef soos julle wil nie. En hier gaan Paulus verder en hy sê vir ons presies hoe lyk hierdie kinders van die duiwel en hoe leef hierdie kinders van die duiwel wat sê hulle is Christene, maar hulle is in werklikheid volgelinge van die duiwel, want hulle doen sy dinge, hulle is ongehoorsaam aan God. Paulus sê vir ons verder, 'n mens kan duidelik sien watter mens gekies het om deur hulle sondige begeertes oorheers te word. Hulle doen mee aan die verskriklikste seksuele sondes. Hulle lewe is vol onreinheid en goddeloosheid. Hulle aanbid en spil dooie afgode en hulle hou hulle besig met waarsêgery. Hulle lewe loop oor van haat en twis. Hulle gun niemand iets nie. Hulle is aggressief en selfsugtig, altyd besig om te stry en is verdeeld onder mekaar. Hulle lewe is vol jaloesie. Die een drankpartytjie na die ander is hulle kos. Hulle gee hulle oor aan vieslikheid, spattighede en nog baie ander slegte dinge. Ek, Paulus, waarsku julle, soos ek julle al tevore gewaarsku het, om nie soos hierdie mense te lewe nie. Onthou, mense wat so lewe, sal nooit 'n plek kry in die nuwe wêreld van God nie. 1 Korintiërs 6 vers 9 tot 10. Daar gaan Paulus aan die skryf van die Korintiërs en sê, en onthou, Paulus skryf hierdie briewe aan Christene van daardie gemeentes. Of weet julle nie, dat mense wat onreg doen, geen deel sal kry aan die koninkryk van God nie. Moenie julle self mislei nie. Geen onsedelikes, of afgodsdienaars, of egbreekers, of mense wat homoseksualiteit beoefen, of diewe, of geldgieriges, of dronkaards, of kwaadpraters, of bedrieërs, sal deurkry aan die koninkryk van God nie. Nou hierdie uittreksels kom uit briewe wat Paulus aan Christene in die gemeentes van Galasië en Korinthe geskryf het, omdat daarvan die gemeentelede was wat nog steeds met opsetlikheid hierdie sondes bedryf het, in spite van die feit dat hulle tot die Christendom toegetree het. Nou hoeveel van u wat nou na hierdie boodskap luister, volhard in hierdie sondes, ten spite van die feit dat u uself sien as 'n Christen? Wel, die Bybel is baie duidelik oor in watter weermag u veg en wie se kind is u. U veg vir die duiwel en u is 'n kind van die duiwel. 1 Johannes 3 vers 7 tot 10 sê, ek lees dit weer vir julle. Liewe kinders,
Moenie toelaat dat iemand julle om die bos lei nie. Jesus se verhouding met God is reg. Net soos iemand wat gewoonlik dinge doen wat vir God reg is, sy verhouding met God ook reg. Daarteenoor is iemand wat gedurig alles doen waarvan God nie hou nie, 'n kind van die duiwel. En hoeveel Christene doen elke dag dinge waarvan God nie hou nie? Die duiwel doen mos nog altyd dit waarvan God nie hou nie. Jesus het juis aarde toe gekom om die duiwel te kom vasvat. Niemand wat deur God sy kind gemaak is, mag nog 'n gewoonte van die sonde maak nie. Hoe kan hy of sy dit doen? God het so iemand mos lewendig gemaak. Ja, uit God self is hy of sy gebore, want God is kragtig en sterk. Daarom mag die gedagte om iets te doen wat God ongelukkig maak, nie eens by 'n kind van God opkom nie. Wil julle weet wie 'n kind van die duiwel is en wie 'n kind van God is? Kyk maar, iemand wat nie doen wat vir God reg is nie en sy broer of sy suster nie lief het nie, is beslis nie 'n kind van God nie, sê die Bybel vir ons. Nou, ek het hierdie hele stukkie weer herhaal wat ek by die skriflesing gedoen het, omdat ek wil die volgende twee aspekte waaroor ek wil praat, het ek al oor gepraat, maar dit is so 'n kritieke probleem in ons samelewing van vandag, dat 'n mens kan nooit genoeg daarteen gewaarsku word nie, want dit is een van die Satan se grootste en beste wapens teen die mens. En die grootste wapen wat die Satan teen die mens gebruik vir sy siel, is die woordjie, ek is lief vir jou. Satan misbruik letterlik daardie term, ek is lief vir jou. Nou, indien jy volhard in homoseksualiteit of heteroseksuele aktiwiteite buite die huwelik, is u verseker 'n kind van die duiwel, volgens vandag se skriflesing. Hoekom lig ek hierdie twee sondige lewenswysens uit? In die eerste plek word dit in die Bybel as sonde uitgewys, dit wil sê rebellie teen God. In die tweede plek is dit my persoonlike ondervinding dat Christene wat volhard in hierdie twee leefwyses heeltemal deur die duiwel mislei is. Ek sê weer, heeltemal deur die duiwel mislei is en vasglo dat hulle ook 'n plek in die hemel het, omdat hulle in Jesus glo en kerk toe gaan, Bybel lees, bid, goeie dade verrig en menslik gesproke goeie mense is in hulle eie oë, maar nie in God se oë nie. Wanneer u seks buite die huwelik bedryf onder die voorwendsel van die liefde, lieg u vir uself en vir die persoon met wie u in 'n seksuele verhouding betrokke is. Hoe kan u die persoon aan wie u liefde verklaar het, hel toe sleep, saam met u, deur buite-egtelike seks met u geliefde te beoefen? U is mos vals en het hierdie persoon glad nie lief nie. U verwar liefde met u eie duiwels gedrewe seksuele welles. Dit gaan letterlik om die bevrediging van die eie seksuele begeertes, wat u ook oordra na u seksuele maat. Verloofdes en verliefdes, wat saam bly, en in hulle saam bly, ook seksueel met mekaar aktief is nie vir mekaar lief nie, want die liefde van God is nie in hulle nie. Dit is hoekom hulle saam bly en in sonde lewe. 1 Johannes 3 vers 10. Wil julle weet wie 'n kind van die duiwel is en wie 'n kind van God is? Kyk maar, iemand wat nie doen wat vir God reg is nie en sy broer of sy suster nie lief het nie, is beslis nie 'n kind van God nie. Broer en suster word hier bedoel, broer en suster in die geloof. Wanneer 'n mens iemand opreg lief het, wil jy mos nie daardie persoon hel toe stuur nie. Jy wil mos vir daardie persoon net die beste hê. Nou, hoekom stuur jy daardie persoon hel toe, deur buite-egtelike seks met daai persoon te bedryf? Hoeveel Christenpaartjies, verloofdes of nie verloofdes, wat saam bly in 'n seksuele verhouding, het al hulle oë in die hel oopgemaak, as hulle skielik te sterwe kom, voor hulle kon breek, met die volharding van hulle buite-egtelike sonde lewe nie. Buite-egtelike seks word male sonder taal genoem as sonde in die Bybel, en nou word ons gewaarsku daarteen. 1 Korintiërs 6 vers 13b, ook 15 tot 20. Ons liggame is nie bedoel vir seksuele losbandigheid nie.
Mense wat saam bly in die naam van hulle is lief vir mekaar en wat seks beoefen asof hulle getroud is, lewe in seksuele losbandigheid. En God sê, ons liggame is nie bedoel vir seksuele losbandigheid nie. Hulle is daar vir die Here. Net soos die Here sorg dra vir ons liggame. Besef julle nie dat ons liggame deel is van Christus nie? Sal 'n mens dan jou liggaam wat aan Christus behoort met 'n prostituut verenig? Dit kan tog nie. Of dink julle nie daaraan dat iemand wat homself aan 'n prostituut verbind, liggaamlik met haar een word nie? Die skrif sê tog, die twee sal tot een liggaam verenig word. Daarteenoor word die wat hulle aan die Here verbind, geestelik een met hom. Vlug dus weg van seksuele losbandigheid. Geen ander sonde beïnvloed 'n mens se liggaam so direk soos hierdie een nie. Want as jy seksuele losbandigheid bedryf, sondig jy teen jou eie liggaam. Of verstaan julle nie dat julle liggame 'n tempel van die Heilige Gees is, wat in julle woon, en deur God aan julle gegee is nie? Julle behoort nie aan julle self nie, want julle is teen 'n duur prys gekoop. Daarom moet julle God met julle liggaam verheerlik. Wees dus altyd bedag op die sonde van vleeslike begeerte, die wapen wat die duiwel suksesvol teen Christene in onbewaakte oomblikke gebruik om hulle sy volgelinge te maak. Jakobus 1 vers 13 tot 15 sê vir ons, laat niemand as hy of sy in versoeking kom sê, ek word deur God versoek nie, want God kan deur die kwaad nie versoek word nie, en self versoek hy niemand nie, maar elkeen word versoek as hy of sy deur hulle eie begeerlikheid weggesleep en verlok word. Daarna, as die begeerlikheid ontvang het, baar dit sonde, en as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood, dit wil sê die hel voort. In leuke terme beteken dit dat elkeen wat deur sy of haar eie begeerlikhede verlok word, en as daardie begeerlikhede tot uitvoering gebring word, maak nie saak watter sonde dit is nie, maak dit jou verslaaf daarin en bring dit die ewige dood 'n plek in die hel vir jou mee. Ons het nou uit die aangehaalde tekste van die wapens van die sondes as gevolg van begeertes, die wapen wat die duiwel baie gebruik, of die meeste van die tyd of altyd gebruik, waarmee die duiwel ons verskeer en op sleeptou neem na die hel. Ons moet wakker wees. Paulus sê baie duidelik, wees wakker, wees gewaarsku. Moenie dat jou oë die oorsaak is dat jy in die hel beland nie. Die Bybel sê vir ons baie duidelik, as jy oog jou pla, want dis waar die begeerte begin, haal hom uit, raak ontslaaf van hom. Dis beter om met een oog deur die lewe te gaan, of blind deur die lewe te gaan, as wat jy met al twee oë in die hel beland. Ons redding van die ewigheid in die hel lê in wat ons uit onsself kan doen, nie uit wat ons vir onsself kan doen nie, om daarvan gered te word nie, maar wat God deur Jesus vir ons gedoen het. Daar's net een manier waarop ons van die hel gered kan word. Ons kan onsself nie red nie. Ons kan dit wat ons doen, die goeie dinge wat ons doen, het niks te doen met ons redding nie. Ons redding lê net in Jesus Christus. God kan ons sondes vergewe wanneer ons Jesus Christus aanneem as ons verlosser en saligmaker. Omdat God ons so lief het hy ingegryp in hierdie gevegte van die mensdom teen die bose geeste in die lig, deur sy eniggebore seun Jesus Christus na hierdie aarde te stuur, om ons te red van totale vernietiging deur ons eie sonde, dit wil sê ons rebellie teen God, deur gehoorsaam te wees aan ons vleeslike begeertes. Johannes 3 vers 16. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Daar is hoop vir elke sondaar, homoseksueles, egbrekers, seksueel losbandiges en al die ander sondegroepe ingesluit, om die ewige lewe te beerwe, deur geloof in Jesus Christus alleen. Ek sê weer vir u, daar is hoop vir elke sondaar, homoseksueles, egbrekers, seksueel losbandiges,
hulle wat twisgierig is, hulle wat gierig is, al die sondes, om die ewige lewe te beerwe, deur geloof in Jesus Christus alleen. Hoekom Jesus Christus? Wie is Jesus Christus? Die Bybel vertel ons dat hy werklik God en werklik mens is. Johannes 1 vers 1 en vers 14 sê vir ons, in die begin was Jesus daar, en Jesus was self ook God, en Jesus het mens geword, en onder ons die mense kom woon hier op aarde. Omdat God liefde is, en die mens lief het, wil hy ons nie straf nie, maar hy is ook regverdig, en daarom moet hy die sonde straf, wat ons doen. Jesus, wat sonder sonde was, het aarde toegekom, om aan die kruis op Golgotha te sterf, om vir ons sondes deur sy sterwe te betaal, en vir ons so dis 'n ewige plek, die ewige lewe, dit wil sê 'n plek in die hemel, by God vir ons te verkry, te bewerkstellig. Jesaja 53 vers 6, ons het almal gedwaal so skape, ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het ons almal se sonde op hom, Jesus, laat afkom. God het hierdie sonde, wat die individu so onwetend, opsetlik en in volharding doen, dit wat skeiding maak tussen ons en God, op sy geliefde seun Jesus, die Christus, dit wil sê die gesalfde, die Messias, laat neerkom, daar in die kruis op Golgotha, op die dag wat ons as Christene in hierdie week ook herdenk, as Goeie Vrydag. Jesus is die een, wat ons van ons sonde verlos, en ons verhouding met God herstel. Jesus het opgestaan uit die dood, hy het die dood, die sonde en die Satan oorwin, deur sy opstanding, en gee nou aan ons die ewige lewe, dit wil sê 'n plek in die hemel as gratis geskenk. Net een opmerking wat ek hier wil maak, met jou wedergeboorte, dit wil sê wanneer jy nie gebore word van bo, wanneer jy die ou mens afsterf, en jy 'n nuwe mens word, met jou wedergeboorte, begin jou ewige lewe reeds tydens jou bestaan op aarde. Ek sê weer, met jou wedergeboorte, begin jou ewige lewe reeds tydens jou bestaan op aarde, want jy is nou 'n nuwe skepping in God, jy is 'n nuwe skepping in Christus, jy leef nie meer soos die ou mens nie, jy is in hierdie wêreld, maar jy is nie meer van hierdie wêreld nie, jy is op pad na jou ewige tuiste, die hemel. Ons ontvang hierdie geskenk van die ewige lewe slegs deur geloof in Jesus Christus. Geloof is om Jesus Christus alleen te vertrou vir jou verlossing. Daar is nie so iets soos 'n geloof in Jesus plus nog iets, of Jesus minus nog iets nie. Daar is net geloof vir jou redding in Jesus Christus alleen. Dit wat hy vir jou op Golgotha gedoen het. Ons vertrou op dit wat hy vir ons gedoen het aan die kruis op Golgotha, eerder as wat ons onsself probeer doen om die ewige lewe te verkry. Dit is geloof in Jesus Christus. Ons plaas ons volle vertroue in Jesus Christus vir ons redding. Geen goeie werke, of die feit dat jy 'n goeie mens is, bring jou in die hemel nie, slegs geloof in Jesus Christus alleen. Die Bybel sê vir ons in Handelinge 16 vers 31, glo in die Here Jesus, en jy sal gered word. Nou dat jy gehoor het wie Jesus is, en wat hy 2000 jaar gelede hier op aarde kom doen het, vra God vanmôre vir jou, vra hy vanaand vir jou, vra hy vanmiddag vir jou, daar waar jy sit by die werk, by jou huis, dit maak nie saak waar jy nou beweeg nie, waar jy nou hierdie boodskap hoor nie, God vra aan jou, wil jy graag die geskenk van die ewige lewe ontvang? Onthou, God praat deur boodskappe met ons, en dan vra hy, jy het die boodskap van redding gehoor, daar is net een manier wat jy gered kan word van die helse vuur, en dit is deur geloof in Jesus Christus alleen, en oor dit wat hy vir ons op Golgotha gedoen het, hy het klaar die losprys vir ons betaal. Nou vra God vanmiddag vir jou, wil jy graag die geskenk van die ewige lewe ontvang? Nou wat beteken dit om in Jesus Christus te glo? Anders gestel, hoe word ek 'n kind van God? Tot voor jou wedergeboorte was jy 'n kind van die duiwel. Ek sê weer,
Tot voor jou wedergeboorte was jy 'n kind van die duiwel, want ons is almal in sonde ontvang en gebore as gevolg van die erfsonde. Om te sê jy glo in Jesus alleen vir jou verlossing, of om 'n kind van God te word, geskied slegs onder leiding van die Heilige Gees. Onder leiding van die Heilige Gees erken jy dat jy 'n verlore sondaar is op pad hel toe. Romeine 3 vers 23 tot 24 sê vir ons: almal het gesondig en het nie deel aan die heerlikheid van God nie, maar hulle word sonder dat hulle dit verdien op grond van sy genade vrygespreek, vanweë die verlossing deur Jesus Christus. Almal, sê die Bybel vir ons, het gesondig en het ons nie deel aan die heerlikheid van God nie, maar ons word almal sonder dat ons dit verdien op grond van God se genade vrygespreek, vanweë die verlossing deur Jesus Christus, wanneer ons onder leiding van die Heilige Gees tot wedergeboorte gelei word. Matteus 5 vers 3 sê vir ons: geseënd is die wat erken en weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van God. Geseënd is die wat erken en weet hoe afhanklik hulle van God is vir hulle redding, want aan hulle behoort die koninkryk van God. Nadat jy jou sondes, of erken het dat jy 'n verlore sondaar is, bely jou sondes, vra vergifnis daarvoor, bely jou onvermoë om enigiets te kan doen, om die Here se guns te verdien, bely dat daar vir jou sondes slegs vergifnis is, deur die kruisdood van die Here Jesus Christus, en vra dan, dat God die Vader jou sondes sal vergewe. 1 Johannes 1 vers 7 tot 9, maar as ons in die lig is, het ons met mekaar gemeenskap, en reinig die bloed van Jesus sy seun ons van elke sonde. Ek sê weer, maar as ons in die lig is, reinig die bloed van Jesus, God se seun ons, van elke sonde. As ons beweer, dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself, en is die waarheid nie in ons nie. Maar as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig. Hy vergewe ons sondes, en reinig ons van alle ongeregtigheid. Dit wil sê van alle sonde, alles wat verkeerd is. Handelinge 8 vers 12. Oor hulle ongeregtighede, dit wil sê oor hulle sondige lewenswyses, oor hulle sonde, sal ek genadig wees, en aan hulle sonde nooit meer dink nie. Wanneer jy jou sondes bely het, en jy het vir God vergifnis gevra vir jou sonde, draai weg van jou verkeerde weë. Ons noem dit bekering. Bekeer jou van jou verkeerde weë. Draai weg van jou sonde. En baie belangrik, en dit is wat die meeste mense vergeet, breek daarmee. Hoeveel Christene sit in 'n kerkdiens, en die leraar sê, steek op julle hande, staan op, die wat na Jesus Christus wil kom, bely jou sondes, en hulle doen dit, en hulle gaan sit weer, en hulle stap Sondag by die kerk uit, en Maandag by die werk, dan sien hulle weer die dame, of die man, wat hulle hart begeer, ten spyte van die feit dat hulle vroukie of hulle man by die huis is. Hulle breek nie met hulle sonde nie, hulle laat staan nie hulle sonde nie, hulle gaan aan daarmee, onder die vaandel van ek is 'n Christen. Ek sê weer, dit help nie, jy smeek om vergifnis, jy bely jou sonde, jy erken dat jy 'n sondaar is nie, maar jy gaan aan met jou sonde, jy moet wegdraai, dis nie genoeg nie, dit help nie, jy draai weg vir 1 dag, of 2 dae, of 3 dae nie, maar van die 4de dag af, dan is jy weer terug waar jy was nie, speel jy weer op die helse voorstoep nie. Paulus sê vir ons, jy kan nie die een dag aan die kant van God staan, en die volgende dag aan die kant van die Satan nie, jy kan nie so lewe nie, hy sê vir ons baie duidelik, jy kan nie lewe soos jy wil nie. Bekeer jou van jou verkeerde weë, draai weg van jou sonde, en baie belangrik, breek daarmee,
breek daarmee. Laat staan jou sondes, gewoontes en verkeerde lewenswyse wat strydig is met die wette, verordeninge en die wil van God. Spreuke 28 vers 13. Wie sy sonde wegsteek, moet niks goeds te wagte wees nie. Wie sy sonde bely en daarvan afsien, dat wil sê daarmee permanent breek, sal genade ontvang. Dis nie Loot Jooste wat dit vanmôre vir jou sê nie. Die woord van God sê vir jou, wie sy sonde wegsteek, moet niks goeds te wagte wees nie. Wie sy sonde bely en daarvan afsien, dat wil sê permanent daarmee breek, sal genade ontvang. Nooi Jesus om beheer oor te neem van jou lewe, nadat jy jou sondes bely het. Vra die Here Jesus om jou lewe te kom regeer en te beheer, dat hy totale beheer oor jou lewe sal neem. Hy wil dit so graag doen. Openbaring 3 vers 20 sê vir ons, kyk, ek, Jesus, staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek, Jesus, by hom of haar ingaan en saam met hom of haar die feesmaal hou en hy of sy saam met my. Wat 'n wonderlike belofte is dit. Breek met jou sonde. Totaal breek daarmee. Met 'n skoon hart onder leiding van die Heilige Gees. Nooi Jesus om beheer van jou lewe oor te neem. Maak vir hom die deur van jou hart oop, sodat hy saam met jou in beleidskap, saam met die engele, 'n feesmaal kan hou oor jou redding. Glo dat Jesus se kruisdood genoegsaam was vir God om jou sondes te vergewe, om jou aan te neem as sy kind en om jou die geskenk van die ewige lewe te gee. Glo dat jy nou aan God behoort. Moenie twyfel nie, glo dit. Glo dat wanneer jy in waaragtige opregtheid jou sondes bely het, glo dat God jou sondes vergewe het. Breek met jou sonde. Moenie terugdraai nie. Gaan vorentoe saam met die lig, in die rigting van die lig. Glo dat Jesus se kruisdood genoegsaam was vir God om jou sondes te vergewe. Glo dat jy nou aan God behoort. Glo dat jy nou kind van God is. Romeine 10 vers 10 en vers 13. Met die hart glo ons en word ons vrygespreek van ons sonde, en met die mond bely ons en word ons gered. Elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Jy hoef nie kerk toe te gaan om te gered te word nie. Jy hoef nie na jou binnekamer te gaan om gered te word nie. Jy kan gered word net daar waar jy nou sit en luister. Ek sê weer, jy kan gered word net daar waar jy nou sit en luister. Bely jou sondes en breek daarmee en glo dat God jou deur Jesus Christus te verlossingsdaad verlos het van die hel. As u nou u lewe aan die Here wil oorgee deur permanent te breek met u sondige bestaan en sodoende die ewige lewe van God as gratis geskenk wil ontvang deur geloof in Jesus Christus alleen, sal ek vir u voortgaan in 'n gebed. Doen dit daar waar jy nou sit. Maar ek wil ook vir u waarsku. Doen dit net as jy waaragtig wil breek met jou sonde en 'n kind van God wil wees. As dit die diepe begeerte van jou hart is, dan kan jy hierdie gebed agter my aanbid. Ek gaan vir die voort in gebed. Dink wat u bid onder leiding van die Heilige Gees. Almagtige God, ek weet, nie uit myself nie, maar onder leiding van die Heilige Gees, dat ek 'n verlore sondaar is en nie 'n plek in die hemel verdien nie. Ek glo dat Jesus aan die kruis op Golgotha vir my sondes betaal het met sy kruisdood. Ek glo dat hy begrawe is en ek glo dat hy na 3 dae uit die graf deur u bonatuurlike kragte uit die dood opgewek is. As oorwinnaar oor die dood, die sonde en die Satan. Ek neem nou waar ek hier sit, hier waar ek nou lê. Ek neem Jesus aan as my verlosser en gee aan u die volle beheer van my lewe oor. Ek het werklik waaragtig berou oor my sonde
Ek bely dit vandag voor U en vra dat U elkeen van my sonde sal vergewe. Dat U my sal reinig met die kosbare bloed van Jesus Christus. Help my deur die werking van die Heilige Gees om weg te draai van my sonde, om permanent daarmee te breek en U te volg vir die res van my lewe. Dankie vir die geskenk van die ewige lewe wat ek van U ontvang het deur Jesus Christus. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. As hierdie gebed wat jy nou gebid het, die begeerte van die hart is, kyk wat sê die Bybel daarvan in Johannes 6 vers 47. Jesus is self aan die woord en hy sê vir ons, dit verseker ek, Jesus julle, wie in my glo, het die ewige lewe. Nou kan jy met alle eerlikheid vir God sê, ek glo in Jesus Christus alleen vir my redding, deur U genade en met die kragtige werking van die Heilige Gees. Johannes 1 vers 12 sê vir ons, aan almal wat Jesus aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Gaan nou, gaan getuig oor wat God vir jou gedoen het. Wees gehoorsaam aan God se groot opdrag. Gaan saai die goeie saad van die evangelie, van jou eie klein huiskringetjie af, tot daar waar jy in die wêreld rond beweeg, sodat almal wat die ewige lewe moet ontvang, dit kan kry deur die gehoorsaamheid, deur jou gehoorsaamheid aan die groot opdrag. Ons sal onthou dat Paulus op sy reise, het hy daar in Galasië gekom, een van die dorpe in Galasië, en almal wat tot bekering moes kom, het tot bekering gekom. Almal wat die ewige lewe moes ontvang, sê die Bybel vir ons, het die ewige lewe ontvang. Jy, wat so pas jou lewe vir die Here gegee het, gaan ook en gaan verkondig die evangelie wat jou tot redding gelei het, wat die oorsaak is dat jy nie sal hel toe gaan nie. Gaan verkondig daardie goeie nuus aan almal wat dit moet hoor, volgens God se groot raadsplan. Matteus 10 vers 32 sê vir ons, Jesus sê, elkeen wat hom of haar openlik voor die mense vir my uitspreek, vir hom of haar sal ek my ook openlik uitspreek vir my Vader wat in die hemel is. Nou kan jy ook gaan, en jy kan nou 'n lewe van dankbaarheid teenoor God gaan lei, deur die goeie werke te doen, deur 'n goeie mens te wees, deur 'n voorbeeld te wees vir die wêreld daar buite wat God nie ken nie. Nie om die ewige lewe te verdien nie, maar om vir God dankie te sê vir jou redding en die gepaardgaande ewige lewe. Kom ons vat net saam. Die Bybel sê vir ons baie duidelik, in 1 Johannes 3 vers 1 tot 10, dat daar kinders van God is, en dat daar kinders van die duiwel is. Kinders van God is wedergebore Christene, wat gehoorsaam is aan die opdragte, verordeninge en wil van God en dit uitleef. Kinders van die duiwel daarenteen is ongelowiges en Christene wat nie wedergebore is nie. Hulle wat nog nie gebreek het met hulle sondige leefwyse, soos byvoorbeeld homoseksueles, seksueel bandiges, gierigaards, twisgieriges, dronkaards en alles wat verkeerd is en wat teen God is. Hulle leefwyse is dieselfde as die van die heidene. Dit word beheer deur hulle vreeslike begeertes. Daar is hoop vir die sondaar. Vir elkeen van die sondaars wat in die Bybel genoem word, is daar hoop deur geloof in Jesus Christus alleen vir sy redding, wat onder leiding van die Heilige Gees die volgende behels. Erken dat jy 'n verlore sondaar is, bely jou sonde opreg en berouvol, smeek God om vergifnis daarvan, glo dat God jou vergewe het, omdat Jesus klaar op Golgotha aan die kruis vir jou sonde die straf gedra het, begrawe is, na 3 dae opgestaan het, deur God se bonatuurlike kragte, as oorwinnaar oor die sonde, die dood en die Satan, en ons vier fees in daardie oorwinning. Draai weg van jou sondige bestaan, en die belangrikste van alles, breek daarmee. Galasiërs 5 vers 17, 21b, wil dit net weer vir u lees. Onthou, sondige begeertes is 'n vyand van die Heilige Gees. Dit wil sê, sondige begeertes is 'n vyand van God.
Maar die omgekeerde is ook waar. Die Heilige Gees is 'n vyand van elke sondige begeerte. Daarom kan julle nie die een dag aan julle sondige begeertes toegee en die volgende dag aan die kant van die Heilige Gees probeer staan nie. Julle kan nie leef soos julle wil nie. Onthou, mense wat so lewe, sal nooit 'n plek kry in God se nuwe wêreld, die hemel nie. Galasiërs 6 vers 7 tot 8. En dit is so belangrik, ek moet dit vir julle sê, moenie jouself mislei nie. God laat nie toe dat iemand met hom spot nie. Dit wat jy plant, sal jy ook oes. As jy jou lewe gaan inplant op die terrein van die sonde, sal jy die dood, die hel as oes ontvang. Aan die ander kant, as jy jou lewe inplant op die terrein van die Heilige Gees, sal jy die ewige lewe as oes van God ontvang. As daar een ding is wat jy van vandag se boodskap moet onthou, nee, as daar twee dinge is wat jy moet onthou is, daar is God se kinders, wedergebore Christene. Onthou, God se kind is 'n Christen. God se kind is 'n Christen. Maar nie alle Christene is God se kinders nie. Christene wat leef soos die wêreld, in hierdie wêreld, wat in opstand kom teen God, is nie God se kind nie. Hy is die duiwel se kind. Ek sê weer, Galasiërs 6 vers 7 tot 8. Moenie jouself mislei nie. God laat nie toe dat iemand met hom spot nie. Dit is daardie wat die een dag aan die kant van die Heilige Gees is en die ander dag aan die kant van die duiwel staan. Dit wat jy plant, sal jy ook oes. As jy jou lewe gaan inplant op die terrein van die sonde, sal jy die dood, die hel as oes ontvang. Aan die ander kant, as jy jou lewe inplant op die terrein van die Heilige Gees, sal jy die ewige lewe as oes van God ontvang. Gee beheer van jou lewe aan Jesus Christus oor. Gaan getuig oor jou verlossing. Lewe in lewe van dankbaarheid deur die goeie werk en gehoorsaamheid aan God. Nie in gehoorsaamheid aan God, nie om gered te word nie, maar om dankie te sê vir die ewige lewe. Wat moet jy nou nog verder gaan doen? Kry vir jou 'n Bybel, lees jou Bybel gereeld. Begin by Johannes, die evangelie van Johannes. Bid elke dag tot God. Aanbid gereeld in 'n gemeente waar die woord van God suiwer verkondig word. Meng met medegelowiges, sodat jy saam met hulle ook kan groei in jou geloof. Amen. Maak die oë toe. Here, God van die leerskare, God wat liefde is, vir elkeen van die kinders so lief het, elkeen van die skepsels so lief het, dat hy vir Jesus Christus na hierdie aarde gestuur het om vir ons sondes te kom betaal. Dankie daarvoor, Here, dankie vir die liefde. Dankie dat U wil hê dat nie een van ons verlore moet gaan nie. Maar Here, U is ook die regverdige God. U is nie 'n mens wat kan lieg nie. As U gesê het, U gaan die sonde straf, dan gaan U dit straf. Maar dankie dat U ons hopeloosheid gesien het as gevolg van sonde en Jesus gestuur het en ons sonde op Hom laat neerkom het, sodat daar vir ons wat glo dat dit die waarheid is en dat die redding net deur Jesus Christus se kruisdood en opstanding alleen is vir ons, dat ons daardeur die ewige lewe kan hê, as ons wegdraai en permanent breek met ons sonde. Aan U alleen kom toe al die lof en eer en dank vir ons redding, in Jesus se naam. Amen. Tot 'n volgende keer.